toets. Wat sê, hier is ons aan die lig. Wat sê, goeiemôre gemeente. Ek wil sê, alles wat jy van my gehoor het, alles is waar, alles. En ek is so bly jy is hierso, dat jy in lewende lywe kan sien, nie die nuwe Dominee Dani, ek is ook die mooi Dominee Dani. So, dankie jy dit kom bevestig het, dat die roemer doodgemaak kan word, en ja, en ek het vir Dani Grey ook ontmoet, so ons gaan maar 'n Dani klap stig, en ja, en so aan. En joh, wat 'n ongelooflike reis, ons is nou nog eers 4 weke hier nie, en ja, ons kuier verskriklik, en sulke wonderlike kinders van die Here wat ons ontmoet, en ek het vir my kinders gesê, hulle was nou almal laasweek hier, vandag is 'n nuwe name, nuwe gesigte, nuwe name, skus ek het vergeet, sê weer, maar ja, dit voel so 'n bietjie half oorweldigend, en dit laat my dink aan hierdie muurkolonie, hulle bou daai huis, en elke Vrydag kom olifant daar verby gestap, en dan vertrap hy hulle huisies, en dan is hulle so kwaad, en dan skree hulle van onder af, olifant, kyk waar jy trap, niks gebeur nie, en so hou hulle vergadering, en hulle besluit toe nie, vir Willem is die dapperste, Willem moet olifant gaan praat, en hulle besef toe maar, is 'n entjie tot daarbo, en toe olifant weer verbykom, hulle pak vir my rugsakkie kos, hier begin hy opstap, en volgende week kom hy weer verby olifant, trap weer alles, maar Willem is so halfpad op, na die olifant toe, en toe hy so die 3de week verbykom, toe is hy daar bo, en so Willem daar, en hy stap toe nou daar, na olifant, hier by sy nek rond, en by sy ore, want hulle olifant hoor hulle nie, en hy skree van bo af, en hy sê nee, maar hy hoor hulle, hy sê nou wat moet ek maak, wurg hom Willem, wurg hom, so ek wil nou niemand wurg hierso nie, maar ja, so ek vra altyd my kinders, hoe eet jy olifant? Jana, hoe eet mens 'n olifant? Happie vir happie. En ek is opgewonde om happie vir happie en tree vir tree, ek en Adrie, om deel te wees van hierdie gemeente. En mag ons regtig mekaar se harte vind, en mag ons regtig sommer net op die Here bly fokus, want ek dink hierdie gemeente kan so groot impak maak in die gemeenskap. Maar kom ons sing 'n lied, en dan begin ons hierdie diens ook, waar ons erken is die Here, U is God. Ons wil ons hart op U fokus. Kom ons sit net so, dan sing ons die lied. Yes.
Ek herinner jou aan daai baie mooi bekende woorde van Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? En dan erken ons saam met hierdie psalmdigter, ons bely dit, ons sê dit vir mekaar. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Daarom gemeente, omdat ons dit kan erken, is God ook hier teenwoordig, want sy Gees is hier, want sy Gees woon in ons. Genade en vrede vir jou, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En omdat ons dit kan sê, en ons weet God is hier, kom ons eer die Here ook met 3 lofliedere. En ons gaan aan mekaar sing, en daar waar jy is, wat is dit wat jy graag vir God wil sê? Here, dankie, ek eer U vanoggend vir dit. En ons sal nog later 'n bietjie meer ons storie vertel, en hoe ons lewe geloop het, en hoe die Here met ons elkeen 'n pad stap, maar vanoggend is jy op 'n plek. Vanuit watter plek wil jy vanoggend vir Here sê, ek eer U? Kom ons staan en sing ons hierdie 3 liedere. Want u kan met de woorden
Moedersdag is altyd vir ons spesiaal. En my ma is ook al 'n rukkie oorlede, sy is al in 2006 oorlede. En ek dink baie keer vergeet ons ook ons geestelike moeders. My vrou het gisterand 'n fliek gekyk en toe waar so African American vrou, ek is nie so die fliek se naam nie, maar hoe die vrou net regtig net ernstig gebed opneem. En ek dink baie van ons sou dalk nie op 'n plek gewees het as dit nie vir ons ma's was nie wat vir ons gebid het nie. En vanoggend eer ons die moeders, die biologiese moeders, hulle wat hier is en nie meer hier is nie, maar ook die geestelike moeders. So jy sit vanoggend en jy weet in jou hart, jy's 'n geestelike moeder, 'n mentor vir iemand anderste. Dan wil die volgende lied vir jou die eer bring. Want ons mag ook vir mekaar die eer gee. En gewoonlik dan laat staan ons die mense op, maar ook 'n eerbetoning is ons wanneer jy opstaan. En julle ouer mense, ek sal onthou, weet, in die verlede het ons staan die mans op as ons bid, want dit is 'n eerbetoning. So as 'n eerbetoning vir ons biologiese ma's en ons geestelike ma's, wil ek vra dat as jy nie 'n biologiese ma of 'n geestelike ma is nie, dat jy sal staan en dan gaan ons die volgende lied sing. En sit sommer jou hand so op die iemand langs jou sit se skouer, of voor jou sit, of agter jou. En dan eer ons ook die Here en ook ons moeders vir wie hulle is. So kom ons staan as jy nie moeder is nie, biologiese vir ons almal staan, die moeders bly sit, en dan sing ons die volgende lied, God bly met u. So al die paas, al die kinders, julle kan staan, die ma's en die geestelike ma's bly sit. Sit jou hand op 'n skouer sommer as jy gemaklik is daarmee, en dan sing ons ook hierdie lied vir hulle. Met
Gee maar vir ma so lekker ou drukkie. Ja, want jy so siek is in die aande, nie, dan is jou ma wat opstaan en vir jou medisyne gee. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. In hierdie kerkgebou, wat deur mense gebou is. Maar U is hier teenwoordig, omdat U Gees hier is, want U kinders is vanoggend hier. En dankie Here dat ons saam 'n nuwe seisoen kan vier van hierdie gemeente. Here, ek kon nie vir beter gevra het nie. Mag ons regtig, Here, nie net vir oggend nie, maar die seisoen wat voor lê. Here, seisoen waar daar mooi dinge is, hartseer dinge van mense wat ons gaan verlaat om te hulle sterwe, mense wat wegtrek. Maar mag hierdie begin wees van 'n net amazing tydperk, nie omdat wat verby is sleg was nie, maar dat ons net voortbou op dit waar ons tot nou toe kom. Here, ek voel klein om in Dani se skoene weer vol te staan en oor te neem. Maar dankie vir sulke wonderlike mense in hierdie gemeente. En dankie dat ons ook vanoggend in U naam by mekaar kan wees. En Here, praat met ons en Heilige Gees wys vir ons wat ons elkeen moet hoor. Amen. My God, waarom het U my verlaat? Die woorde van Jesus aan die kruis, daai pynlike woorde van ek is verlate, ek is eenkant, ek is weggestoot. Maar is dit net Jesus se woorde, of is dit ook partykeer jou woorde, wat jy wil sê, Here, waar is U? Here, ek verstaan nie, ek voel alleen, mense trap op my, Here, hoe kon hierdie goed met my gebeur het? En dan wonder jy, maar die Bybel sê dit klom goed, maar ek beleef dit nie. En dan vra mens vra oor God, en die mense vra oor God, want as daar een of ander slegte ding gebeur, dan wonder ek my, waar was God nou? Voel jy baie keer so, of partykeer, net Here, waar is U? Julle klomp wyse mense wat al soveel jare leef, dink ek het soveel stories om te vertel van hoe dinge net baie keer sleg uitgedraai het. Jy bid en jy bid, maar niks gebeur nie. Here, waar is U? Hoekom het U my verlaat? Maar kom ons gaan kyk, wat sê Psalm 1 vir ons oor hierdie vraag in ons harte? Iets wat ons nie altyd lekker verstaan nie, maar kom ons kyk wat sê die woord vir ons oor dit. Psalm 1, ek lees uit die 83 vertaling. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is so skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here hulle oordeel en sonders nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang.
Dit gaan goed met die mens. Wat is die prentjie wat by jou kop opkom in jou gedagtes is die woord, dit gaan goed. Ons westerse mense dink altyd materieel, suksesvol, ek klim die koöperatiewe leer, ek kom bo uit, ek is suksesvol in die lewe. Dis ons prentjie. Maar hierdie foto sê iets van wat die Bybel probeer sê, van wat beteken dit gaan goed met die mens. Dit is 'n stukkie innerlike vrede, daai stukkie genoegdheid, vergenoegdheid, van daai diepe geluk, daai sekerheid van ek is alright. Dis 'n blywende sekerheid. Nie 'n oppervlakkige ding en sommer vinnig nie. En ons westerse mense sukkel met dit, want ons kop is geprogrammeer, my buitekant moet goed lyk, dan gaan dit goed met my. Ek was so 'n paar jaar terug in Moskou op 'n uitreik gewees, en so daar by skool gewerk, 'n Christelike skool, en die ou wat die hoof is van die skool sê, hy reis baie rond in die wêreld om verskillende skole te gaan besoek, en hy kom agter dat die westerse nasie is lief om ons doppe te blink te laat lyk. Maar die oosterse mense is iets van binnekant van hulle karakter. So hierdie goed, as ons lees in Psalm 1, dit gaan goed met die mens, gaan dit nie oor hoe ek buite lyk nie, maar oor wie ek binne is. Maar nou is die vraag, hoe kom ek daarby uit? Hoe kan ek sê, dit gaan goed met Dani Jacobs, nog eers 4 weke Nylstroom nie? So die eerste vereiste is dat dit moet goed gaan. Dis 'n keuse. Dis 'n keuse wat jy moet maak om dat jy kan sê, maar volgens die Bybel gaan dit goed met my. Jy kan lekker in jou gemaksone sit en agteroor sit in die uitskopstoel. Jy kan, dis jou keuse. Jy kan neutraal bly. En neutraal is ook 'n keuse. Maar jy gaan die hele tyd ronddryf. Jy kan kies hoe die denke van die wêreld jou kop programmeer. As jy diep gelukkig en tevrede wil wees en vergenoegd en sê dit gaan goed met my, dan moet jy kies. Want ons hoor elke dag hierdie stemme van die wêreld, dit skree op ons sosiale media, op ons fone. Ons kyk flieks en die waarheid wat hulle proklameer is anderste. Wat gaan ons kies? Dis soos 'n restaurant, as jy gaan uit eet, dan moet jy mos nou kies. Wat gaan jy eet? En as jy nou gesond wil eet, dan moet jy sekere kosse nie eet nie, al lyk dit verskriklik lekker. Maar jy weet vir jouself, as ek daardie kos gaan eet, gaan dit nie goed wees vir my nie. Of jy kom in 'n rivier, jy stap in die veld, en jy moet hierdie rivier oorsteek, jy moet droog oorkom, jy het 'n kosbare ding in jou rugsak, jy kan dit nie laat nat word nie. En hierdie voetbruggie wat hier oor die rivier gaan, wat 'n vloed is verskriklik lendelam. Jy weet nie of dit jou gewig gaan hou nie. En hierdie ding wat jy moet saamdra is, jy kan dit nie laat nat word nie. So of jy gaan daar oorstap, of jy stap jy 10 kilometer om pad, om droog aan die kant uit te kom. Maar jy moet kies. Watter situasies in jou lewe moet jy kies om uit te sny? Watter stemme wat gedurig by jou kom, moet jy uitsny? En in hierdie 3 dae wat ons nou was so seker so 20 predikante gewees. Toe was die gesprek ook onder andere daaroor, as sommer so 'n kantgesprek. Daai dae van dat die platteland is so 'n bietjie agter. Dis lankal verby. Nylstroom het dieselfde blootstellings as enige ander stad. Want ons sosiale media is so maklik beskikbaar. Of wat het jy nodig om vir die Here te vra, Here, gee vir my leiding.
Here, ek bid dat U vir my sal wys wat 'n keuse ek moet maak. Moenie net ronddryf nie, maar lewe met rigting. En dan die tweede gedagte wat ek wil deel is, 'n goeie lewe vereis nie net 'n keuse nie, maar dit vra ook 'n spesifieke fokus. Dit gaan goed met die mens wat die woord van die Here dag en nag oordink. Dit gaan nie, ons lees vinnig, ons gaan aan nie. Dit gaan nie oor Bybel lees nie, maar dit gaan oor dat God se woord my lewe moet transformeer na iets nuuts toe, iets groter. Dis nie iets wat jy moet forceer nie. Dis nie 'n plig nie. Maar omdat jy 'n keuse maak, want ek wil hê dit moet goed gaan met my volgens die Bybelse terme, is die keuse wat ek maak om regtig in God se woord te delf. Dat dit my denke kan vorm. Romeine 12 vers 1 sê, laat God jou vernuwe deur jou denke te vernuwe. Ons probleem oor die lewe is nie ons hart, ek het seer gekry nie. Ons probleem is ons denke. En wanneer jy wil hê dit moet goed gaan met jou, moet jy wandel in God se woord. Dat jy geestelike helderheid kan kry oor, maar waaroor gaan die lewe regtig? Want ons kultuur bepaal baie keer vir ons goed wat belangrik is in 'n samelewing. Maar deur God se woord te bestudeer en hom te wandel, kry ek geestelike helderheid. Ek dink almal van ons so 'n bietjie, ek het self op platland groot geword om 'n kwassie van beeste. En ons sien ons as 'n bees daar kou, dan herkou en herkou. Hy hap nie 'n sluk in nie. Hy het nie ons moderne manier van dinge doen, dinge gebeur vinnig nie. Maar hy herkou. En dit is goed vir die bees se spysverteringsstelsel. Want God het hy bees so gemaak dat dit nodig is vir hy bees se gesondheid. Of wanneer in die veld stap, ja, ons is lief ons gesin vir staptoere in die veld en kamp. En ons het verlede jaar julie vakansie, ek en my vrou Weskus toe, toe daar by die Wolfberg, toe ons die oggend gestap, ons wil die Wolfberg Arch gaan kyk het, verskriklike mooi verskynsel in die natuur. Maar ons het vroeg gestap en toe is dit mistig. En toe ons weer sien, toe is ons verdwaal. En op 'n stadium stap ons verskillende rigtings, dat ons hoor ons heeltemal waas mekaar, dat ons net weer die paadjie kan kry. En op 'n stadium raak ek benoud, want ek hoor nie my vrou nie, ek skree my longe uit. Maar ons het heeltyd rigting gehou, en toe kom ons weer by mekaar uit. Om in die woord te wandel, gee vir jou rigting, dit hou vir jou op die regte koers. En miskien is dit nodig, dat jy 'n vaste leesplan moet kry, waar jy Bybel sistematies deurwerk of 'n tema deurwerk. Daar's sulke ongelooflike hulpmiddels beskikbaar. Dalk moet jy begin geestelike joernaal hou, om te sien maar, hoe is die Here besig om gereeld en aan mekaar daar te wees vir jou. Of dalk moet jy by 'n omgeegroep inskakel en deel word van 'n groepie mense waar jy kan deel en jou hart kan uitpak en waar ons mekaar kan vertrou. So wat sê ons vir mekaar? As jy wil hê dit moet goed gaan met jou, is daar twee goed wat moet gebeur. Dis 'n keuse. Jy moet fokus op die Here. Moenie ronddryf nie, maar leef met rigting. Moenie ronddryf nie, maar leef met rigting. As jy 'n goeie lewe wil hê, volgens die woord van die Here. En toe ek nou 'n bietjie voorberei, dan dink ek, "Sjoe, dit maar half klink. Ek kom nou hier en sê, luister, gemeente, van nou af gaan ons so maak." Maar ek is oorweldig met die ongelooflike mooi kinders van die Here hierso. Mense wat wandel in die woord. Mense wat my mentors gaan word.
vir wie ek kan gesit sê, oom Tannie, help my, ek verstaan nie. Ek is moedeloos. En op die ouend, as ons hierdie keuse maak en ek fokus op die Here, is daar 'n gevolg. Want jou keuses het mos gevolge. Dit wat jy in die restaurant gekoop het om te eet, het 'n sekere gevolg. Kon jy hoor toe ons gelees het, hoe iemand wat sy boom by die water geplant het, gefestig is en vasgemaak is, wat stewig is. Het jy gehoor van die boom wat groei, wat dit vat tyd? Dis nie hierdie kitsoplossings waarin ons vandag lewe nie, want alles gebeur net so vinnig, en kitsdoeke en kitskos en kitshuwelik en kits dat. Maar dit vat tyd, dit vat groei. Maar het jy ook gehoor dat die goddeloses, en dit is nou nie die ouens wat daar in die paps uithang en dobbel en steel nie. Goddeloses is, hulle is sonder God. Het jy ook gehoor toe ons gelees het, hoe is hulle lewe? Dis kaf. Dis 'n plantaardig materiaal wat niks beteken nie. En verlede week het Ewald toe uit ons Rigter 6 praat van Gideon wat die koring en van die kaf geskei het. Die kaf waai weg, dit beteken niks nie. Dis hoe hulle lewe is. Ja, hulle ry mooi karre, hulle het 'n goeie beroep. Hulle is oënskynlik suksesvol, hulle gee baie geld vir die gemeenskap. Maar gaan dit regtig goed met hulle? En die gevolg is iets van dit. Dit word nie geforseer nie. Dis iets wat van natuurlik gaan kom. Van natuurlik. Of van nature gaan daar stabiliteit, instandvastigheid en sekerheid en oortuiging inkom. Dis nie soos die linkerkant se huis wat deur 'n windstorm weggewaai is nie. Maar 'n huis aan die regterkant wat stewig staan op pilare. Daar's 'n duidelike verskil tussen hy wat saam met God leef en hy wat sonder God leef. Ek het vir baie jare het ek by 'n skool gewerk en ek was die life coach en beraader en dissiplinehoof. En die nood van die gemeenskap om die regte pad te hoor en te sien is so ongelooflik groot. Want weer eens, ons hou almal ons blinkkante na buite voor. Maar wat hier binne regtig aangaan, is 'n ander prentjie partykeer. Het jy al gehoor van ouens wat ken van bou en konstruksie? As jy so loop, dan sê jy, jy kan sien hierdie fondasie is nie baie sterk nie. Dit is net krake in die huis. Ons almal weet dit. As 'n muur omval, bietjie deurdrukking of wind, dan sê jy, daai sement is nie reg aangemaak nie. Jou fondasie is belangrik. Nou toe ons daar was met die werkwinkel, ons ry toe 'n bietjie tuinplaas om en settlers en Ewald wys my 'n bietjie die omgewing en dis hierdie mooi sonneblomme. En julle boere weet mos, jy plant nie vandag 'n saadjie en môre sy ryp en oes jy nie, maak jy baie geld nie. Dit vat tyd. Dit vat tyd om te groei, dit vat tyd om daai stewigheid en stabiliteit te bereik. Maar omdat ek die regte keuse gemaak het, of 'n spesifieke keuse, is daar 'n sekere gevolg. Dink dit, hoe meer nog gaan dit wees, as ons as gemeente hierdie pad verder kan stap. En ek sê weer gemeente, ek is verskriklik opgewonde om hier te wees. Maar ek is nie hier om te kom regryk nie. Ek is hier om saam met julle te journey, om God se wil te soek, vir hierdie gemeente hier in Nylstroom vir nou. 20 jaar terug gelyk het dit anders te gelyk. 20 jaar vorentoe gaan dit dalk ook anders lyk. Maar ons is hier saam om daai pad te soek. Dat ons nie gaan ronddryf nie, maar met rigting lewe. Dink dit, hoe gaan jou lewe verander as jy meer en meer dit reg kry? Dink dit, was 'n impak gaan jy hê om mense om jou, daai kollega
wat jy weet nie by die Here uitkom nie. Jy praat, jy reik uit, maar hoeveel meer gaan dit wees as ons saam mekaar se hande vat en ons wandel in die woord, ons fokus op die Here, ons bou voort op die geskiedenis. Nou dag het Elise Roos vir my vertel, sy was een van die stigterslede nog in die laerskool. Ek wil graag daai stories hoor en ek weet jy's baie van julle. Waar kom ons vandaan? My hier wees van 3 weke is 'n druppeltjie in die emmer. Maar God was besig tot nou toe. Wanneer gaan God ons vat? Waarheen is ons op pad? Maar die impak wat nog soveel meer en groter kan wees, as hierdie kerk elke Sondag chock-en-blok vol sit. Nie om die dominee so cool is soos 'n wonderlike preek of wat ook al nie, maar omdat ons graag wil wandel, ons wil tyd spandeer in die woord. Ek wil graag vir jou 'n lied speel. Dis 'n lied wat al baie jare saam met my kom, wat verskriklik na my hart is. Maar 'n lied wat van iemand wat droom, hulle is in die hemel. En toe wys die Here vir hom al die mense wat teenoor wie daardie persoon 'n verskil gemaak het. Kom na hom toe kom sê dankie. Dankie vir wat jy vir my gedoen het. Dankie vir daai keer, dankie vir daai keer. En mag hierdie lied ook ons droom wees waarop ons gaan verder bou in die gemeente. En mag dit die gemeenskap dit van ons kan sê. Sjoe, dis Nelstroom Oos daai. En mag ek hoor hier so baie kinders van julle wat oor see is. Mag jou kinders terug verlang huis toe oor die mooi stories wat jy vertel van Nelstroom Oos. Wat bou op die vorige stories wat reeds daar is. Maar kom ons luister na die lied. Kyk op die stokkie, ek het hom daar ook gesit. Ja, ons moet nog hierdie tegniese goedjies lekker uitsorteer. Dreamed I went to heaven, and you were there with me. We walked upon the streets of gold, beside the crystal sea. We heard the angels singing, and someone called your name. We turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. And then he said, but wait. You used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I have a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I
I am so glad you came. Then another man stood before you and said, remember the time a missionary came to your church, and his pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. One by one they came, far as the eye could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made, I noticed on the earth, in heaven now proclaim. And I know up in heaven you're not supposed to cry, but I am almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, my child, look around you, for great is your reward. Thank you for giving to the Lord. For I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. I am so glad you gave. Ek wonder hoeveel thank yous is daar vandag in die hemel as gevolg van hierdie mense. Baie keer is ons so ding, ons wil al die groot goed doen, maar hy klein goedjies wat 'n verskil maak. En ek droom daaroor, nie dat dit gaan om 'n dankie te kry nie, maar ek droom daaroor dat hierdie absoluut sal waar is van ons gemeente. Ek wil gou ietsie doen, ek hoop nie ek gaan jou ongemaklik laat voel nie. Ek wil vra dat al die kerkraadslede gou gaan opstaan asseblief. Nie daar waar jy sit, al die kerkraadslede. Ek dink ek het almal ontmoet. Ek is nog nie heeltemal seker nie. Frans, ons het tog nie lekker, ja, jy moet nou Frans wees nie, want ek het laas vir Hanno gedink hy's Frans, maar as jy opstaan, ek weet daar's twee broers. Mense, ek wil vir julle sê ek is opgewonde. Dis fucking chunk. Mense, dis hierdie weer, ek is seker. Ek sien uit om julle beter te leer ken. En ek is regtig nie hier om vir julle te kon sê van nou al werk dit so nie. Ek wil langs jy kom sit en sê, hoe dink jy wil die Here ons lei?
Dankie van die klomp wat ek al ontmoet het, dat jy my opgewonde maak oor Nelstroom. Ek sal eendag ophuil, beloof. My kinders is al gewoond daaraan. Ag, is net 'n groot geleentheid. En mag ons saam regtig die wil van die Here soek. Jy wil ek is so opgewonde om jou kollega te wees. Hy trek my so in, hy vertel my en ek is so baie om jou te leer. En wat ek nou wil sê, weet ek dis nie nodig om te sê. Ek dink ons het al daai verhouding met mekaar ontwikkel. Maar ek sal nooit sleg agter jou rug praat van jou nie. Dis my commitment. Ek het nog niks gerede gekry nie, maar nee, ek sien uit om saam met Ewald die leiers, geestelike leiers te wees. Baie dankie julle kan sit. En dan wil ek vra, as jy omgee leier is, 'n bedieningsleier, jy het 'n spesifieke verantwoordelikheid in die gemeente, kategeet, jy het iewers 'n spesifieke werkie oor 'n bediening of oor mense wat jy lei. Wil jy gou oomblik staan nie asseblief? As jy nie wil staan nie, pomp nie na een langs jou. Die gasvry, die gebed, die kategese, die kerkpersoneel. Alright. Jesus, hier sit om vreemde gesigte nog. Dankie vir jou hartklop. Dankie dat jy gehoorsaam was toe die Here gesê het, ek wil jy moet daar gaan dien vir my. En ek wil graag op jou kom leer. Ek wil graag hoor wat leef in jou hart? Wat is in jou droom vir die toekoms? En mag ons regtig mekaar bou en mag ons saam opgewonde raak oor verskillende bedieninge en wat die Here mee besig is. Maar dankie dat soveel ander mense vandag vir jou kan sê dankie for giving me to the Lord. Baie dankie. Julle kan weer sit. As ons nou amper klaar maak, gemeente, is daar een vraag wat oorbly. Wat het die Heilige Gees vanoggend op jou hart kom druk? Wat is dit wat jy gehoor het vanoggend wat jy moet gaan doen? Dalk moet jy sekere toksiese verhoudinge uitsny. Of dalk moet jy juis in daai verhouding met 'n vriendskap of 'n werkskollega juis meer aandag gee sodat Jesus se liefde kan deurvloei na daai persoon toe. Want iemand wat toksies is, het Jesus nodig. En die persoon wat die moeilikste is om lief te hê, het dit die nodigste. Maar miskien weet jy wandel saam met die Here en jy het 'n nou verhouding met die Here. Dalk wil die Here hê dat jy dit meer moet gaan deel. Want geloof is nie 'n eenmanssaak nie. Wat vat jy vanoggend saam? Want sien die Heilige Gees werk ons met elkeen anderste en ons hoor verskillende goeters. Net soos dit ook kan gebeur dat ek maak ook sulke simpel grappies soos julle agterkom. Dan maak ek 'n verkeerde grap en jy voel geafronteer en jy's kwaad vir my en jy gaan uit die kerk uit want jy's kwaad vir die dominee. Ons maak almal foute. Maar wat gaan jy doen as jy uitstap vanoggend? Kom ons sluit af. Here, dankie vir u woord. Here, dankie dat dit eintlik nie so moeilik is nie. Dit is maar net 'n keuse. Maar jy daar gesit het jy geweet, kinders van die Here het mekaar nodig. Here, en ek het hierdie mense nodig, en ek het die kerkraad nodig, Here, en ek het die bedieningsleiers nodig, om my werk hier te kan doen. En ons het mekaar nodig, Here, as die lewe 'n bietjie hard klap. En partykeer klap die lewe regtig nogal baie hard. Here, dat ons nie hier weg gaan stap en sê, my God, waarom het U my verlaat nie? Maar eerder my hande oplig en na U kyk en sê, dankie Here, dat U my nooit verlaat nie. En dankie dat ek dit kan beleef in 'n gemeenskap wat kyk na mekaar.
En Here, mag Nelstroom se mense beleef dat God het ons nie verlaat nie. Hy is hier. En dankie Here vir 'n saamkuier net nou. Dankie dat ons mekaar kan leer ken en nuwe verhoudinge kan bou. En dit is my so lekker om 'n klomp koneksies te hê van my Grootword dorp en mense wat ander mense ken en Rustenburg wat ons ken. Maar dankie dat ons nuwe bande kan bou, nuwe vriende kan maak. Here, mag dit wat ons doen in hierdie gemeente, mag ons eerste fokus, ons eerste hartklop wees. Ons wil mense help om by die Here uit te kom. En dankie Here, of ek nou 'n kerkeslid, 'n bedieningsleier, maar net 'n lidmaat is wat hier is. Dankie dat ons elkeen betroubaar genoeg geag is om in U diens te kan staan. Amen. Daar's nou geleentheid vir dankoffer.